En wat het die naweek nou vir my besonder gemaak, dis nou weer my pad huis toe. En ek wil graag vir julle so 'n bietjie van my pad huis toe vertel. Ek onthou toe ek daar op die plaas gebly het, baie jare gelede, ek praat van 13, 14 jaar gelede, was daar moes Amore Becker, julle gaan onthou, is baie bekende radioomroeper, en sy het 'n insetsel in haar program gehad, wat gesê het haar die pad huis toe. Nou ek dink toe ook een keer, maar ek sal ook nog graag, miskien my pad huis toe vir haar vertel. En sy het altyd so die mense vir haar die goed ingestuur, en dan het sy dit op die radio gelees. En ek stuur toe nog wel ewe my storie ook vir Amore, en daar is ek toe nog groot verras, toe ek nou die middag luister, en ek hoor, maar hier sê sy, dat my pad huis toe gaan sy nou lees, sodra sy nou, jy weet, die liedjie nou verby is, wat sy toe nou speel, ensovoort. En ek toe nou die moed vir oortuiging, of slim, of wat ook uit wil noem, ek neem toe die storie op, jy weet, ek wil nog graag hoor, hoe klink dit as Amore nou my pad huis toe, vir die mense lees. En ek onthou nog my stories, toe sy vir my laat weet, sy gesê, my storie is heeltemal te lang, ek moet hom korter maak. Nou ja, toe het ek hom nou heel wat korter gemaakt, maar ek onthou het van vertel, van hoe ek altyd, as 'n student, dan ry ek nou vir die naweek huis toe, en hoe groot hoogtepunt dit was, jy weet, ek van vertel, dan ry ons nou daar by Wellington verby, en dan gaan ons daar by Hermon, ry ons ook nog verby, en dan by Gouda het ons afgedraai, dan ry ons nou bekendperk toe, maar ek het die prentjie toe nou baie mooi ingekleer, jy weet, alles wat 'n mens nou langs pad nou ook sien, en ervaar en teekom. Nou ek wil nou eerder 'n bietjie net daarmee vinniger beweeg, en dat jy natuurlik nou daar by die T-aansluiting gekom, waar jy nou by Piketberg verby is, en dan sluit jy nou aan by die N7, dan draai jy nou daar regs, en dan kry jy nou vir Pikkenierskloof pas, wat natuurlik 'n pragtige pas is, en so asof jy oor daai pas klim, as jy oor die koppie gaan, daar oor die pas gaan, dan kry dit vir jou so gevoel, okay, nou begin ek voel, ek begin nou my wêreld te ervaar, so asof daai Pikkenierskloof pas so 'n skeidslyn was, tussen die Kaap en my wêreld, vir my dit so gevoel, dat jy daar besiet is, daar verby, daai tyd was dit nog nie so 'n mooi pad, soos wat deesdae is nie, wat deesdae ry daai pad baie lekker, en dit was maar 'n moeilike pad gewees, hy was smal, en daar was baie verkeer, en jy kon nie daar verby steek, so jy moes maar, as jy agter 'n vragmotor beland, dat jy maar gesit het, deesdae het hulle dan nou die pad lekker breed gemaak, en baie verby gaan plekke geskep, gebou, ensovoort. Nou dan ry jy nou maar daar by Klein Willem Dam verby, en so gaan jy nou maar aan, daar by Klein Willem verby, en dan later, dan kom jy nou daar by Traval se wêreld. Nou ek gaan vir jou sê, as ek nou daar by Traval aangekom het, dan het ek onmiddellik gedink, wag, nou begin, ek wil ook amper sê, ek begin om my wêreld te herken, en ek begin dit nou te ruik, en ek begin dit nou te ervaar. Nou ja, dan is dit nog so 'n 30 minute ry, en dan eintlik, dan kom jy nou daar by Klawer uit. Nou dit is nou waar dinge nou vir my nou regtig begin opgewonde altyd geraak het. Maar nou weet ek, dis nog net 23 km. En dis op daai stadium wat jy nou kom, en jy sien nou vir Maskantberg daar op die linkerkant, en natuurlik dan dink jy ook sommer aan Gifberg, wat bo op Maskantberg is, en daai gevaarlike pas, die hel noem hulle hom, wat absoluut angswekkend is, as jy daar moet uitry, die van julle wat ooit in daai wêreld kom, jy moet tog daar na Gifberg toe gaan, en daar's gastehuise en alles, so jy gaan absoluut lekker kuier daar, maar jy gaan so 'n bietjie senuwees van staalmodel, maar net om 'n tussentyd daarom geteer of sement gegooi, so is dan nou al baie veiliger. Dis maar net hoog, die afgronde daar, so, maar mense raak dit ook gewoon. Maar ja, dan ry jy nou maar so, en dan op 'n stadium, dan gaan jy maar so oor 'n bult, en dan ry jy so deur 'n riviertjie affære gewees, wat so laagte keer, so valleitjie wat jy deur gaan, daar was altyd so boom op linkerrand, hy is nou in tussentyd nou al uitgehaal, ek dink hy was gevaar gewees, 'n veiligheidsrisiko, en dat jy nou maar so gery, en dan kom jy nou later daar by Attiese afdraai links, en dan weet jy, regs is daar die gifmynse wat daar gelê het, jy moes nou indraai, dit is nou van Mouwerskop, en dan onthou jy nou van die koei wat daar op Mouwerskop die televisiedraad afgeknip het, afgebyt het, toe ons vir die eerste keer daar in my tuisdorp natuurlik televisie gekry, dis 'n storie op sy eie. Nou daar begin die opgewonde nou groot word, en nou weet jy, as jy nou die een koppie oor is, dan is daar nog een koppie oor, net die enetjie. En as jy nou daai
bultjie nou vat daar, dan begin jy nou, soos jy opgaan, dan begin die wat jy nou agter die bultjie sien, begin nou tevoorskyn kom. Kyk, my tydstopie lê so in 'n gat, wil ek amper sê, en dan kom jy so oor die bultjie, en dan eerste, dan sien jy nou daar die op Skildbult se huise, en dan sien jy die kerk se toring, en onmiddellik as jy die kerk se toring gesien, dan weet jy waar om te soek vir jou huis, waar jy gaan bly, en dan uiteindelik dan is die hele dorp, kan jy sien hier voor jou, en dan gaan jy so af na die laagtekie toe, en dan gaan jy nou daai pad oor, wat daar na Vredendal se wêreld toe gaan, en nou sal jy dalk nou presies weet waar ek praat, en dan net aan die ander kant die brug, dan kom jy nou by die afdraai, dis so 'n lang L-draai, daar na Verheinsdorp toe, en dan as jy nou eers daai draai gevat het, dan sien jy nou ja, hierso is die Makwakerraads, en daar's al daai plekke, en dan onthou jy van die kere wat jy daar fiets gery het, en geval het, en waar jy en jou vriende gespeel het, en waar ek vir die eerste keer oom Koosie vir my geleer het, hoe motors en engine werk, en al die dinge, en dan, as jy nou daar by die garage kom, dan lê die hoofstraat voor jou, en daar lê die kerk voor jou, en dan is jy in jou tuisdorp, want ook jy daar by die T-aansluiting gekom, en dan het jy by die kerk gestop, rechts was Montevideo Café gewees van oom Piet, en dan het jy daar links opgedraai, en jy het natuurlijk by die postkantoor uitgekom, en by die Landeroshof, en al daai plekke, en dan het jy verder gery, en het jy by die skool uitgekom, en dan was ons huis dan net daar ook aan die pad op linkerkant, en wat 'n ongelooflike gevoel was dit elke keer, om net by die huis te kom stop, en weer by die huis te wees. Ek het sommer altyd agterom gery, en agter die huis gaan stop. Nou, dit was my pad huis toe gewees, en ek ry die pad huis toe, met hierdie liedjie wat ek nou vir julle gaan speel, en dit is ook altyd my thema liedjie, wil ek amper sê, as ek films maak, ek gaan natuurlijk 'n hele klomp films maak van die naweek, van paaie, en van die bazaar, en al die goed, ek gaan net nou vir jou meer daarvan vertel, maar hierdie liedjie van Anton Meiberg, Biker Angel, is al my thema liedjie, vir die pad huis toe, of dan nou vir die naweek, as ons met motorfietsen dit ry.